Ons lees in Matteus 27, daarvan vers 45 tot by vers 47. Van 12 uur af, dit is nou in die middag, het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? In vers 47 skryf die evangelieskrywer, hy sê, party van die wat daar gestaan het dit gehoor, en gesê, hy roep vir Elia. In Markus 15 vers 34 is dit so effens anders, daar staan, Eloi, Eloi, lema sabachthani. En dit is aanhaling deur die Here Jesus uit Psalm 22 vers 2 sy eerste gedeelte, waar daar staan, my God, waarom het u my verlaat? Dit is baie interessant om daarop te let dat die woorde Eli is eintlik Hebreëus, terwyl Eloi is Aramees. Daarom kan 'n mens verstaan dat die mense gedink het hy roep vir Elia. Nou, lema sabachthani is Aramees. Wat eintlik die moontlik, dit word so aanvaar, die spreektaal, die algemene spreektaal deur die Here Jesus en die mense van sy tyd was. Dit is amper soos wat ons Afrikaans praat met mekaar, maar kommunikeer andersins, hoofsaaklik in Engels. Die gevaar is dat ons die afleiding hier kan maak dat Jesus alleen sonder die teenwoordigheid van God die Vader gesterf het. Met ander woorde, dat God eintlik nie daarmee saamgestem het nie. En so kan ons ook nie op God se bystand staat maak wanneer ons hom nodig het nie. Hierdie gedeelte het ook baie mense die rede gegee om te sê dat die 3-eenheid leer is onaanvaarbaar. Hoe kan God homself verlaat? Maar ek dink Romeine 8 vers 3 help ons om hierdie gedeelte beter te verstaan. Hy sê, wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel. 2 Korintiërs 5 vers 21 bevestig dit, as hy sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Ek dink wat hier gebeur, aan die kruis, in die duisternis, daai 3 ure toe Christus uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Was dit nie God wat sy seun verlaat het, wat sy rug op sy seun Jesus gedraai het nie, maar op die sonde, want hy het hom daar sonde gemaak, terwille van my en van jou. Het is so belangrik, dat ons hierdie gedeelte sal reg verstaan en waardeer, wat daar eintlik gebeur het. Loop mooi.